kan nie glo ek moet my tyd gaan mors by hierdie vergadering nie. Hulle kan net vir ons 'n e-pos stuur. Ek het nie lus vir daai mense nie. Ek sien uit na ons vergaderings en om met my kollegas skouers te skuur. Die Here gee my inspirasie en die regte woorde. Daai man is so arrogant. Hy's so vol van homself. Ek gaan hom vat vir 'n lekker steak en hom op 'n persoonlike vlak leer ken. Ek wil hom beter verstaan. Wil jy hê ek moet hom help? Niemand het vir my uitgekyk toe ek begin het nie. Hoekom sal hy na my raad luister? Dit sal vir my 'n voorreg wees om na hom toe uit te reik. Ek onthou toe ek nog nie in die industrie was, hoe desperaat ek was vir 'n mentor. Ek sou baie minder foute gemaak het. Hy hou homself slim. Hy moet maar sy eie kop stamp. Hy wil mos. Kom ek gaan maar saam met hom om die kliënte te sien. Hy kan op my steun as hy my nodig het. Om suksesvol te wees in die groot dinge, moet ons getrou wees in die klein dinge. Jou woorde maak saak. Klein veranderinge, groot verskil. Goeiedag geliefde en welkom by ons aanlyn boodskap van Beleef Gemeente. Ek is Pastoor Retief Boyce en vir my en die hele Beleefspan, dit is so groot voorreg om jou saam met ons hier te hê. Nou baie van julle ken my al en as jy vandag hier is vir die heel eerste keer, baie welkom. Jy vang ons in die middel van 'n reeks klein dinge, groot verskil en vandag gaan ons gesels oor jou woorde. Maar ek is nie vandag aan die woord nie. Ek wil juist hierdie tyd gebruik om ons nuutste kollega Kyle Barkhuis aan julle voor te stel. Hy is 'n geordende pastoor wat onlangs deel geword het van ons Beleef familie. Hy bedien saam met ons in Alberton en Meyerton en hy het reeds 'n groot impak in ons gemeente en dit is vir my 'n absolute voorreg om vandag dit vir hom te gee om vir julle die woord te bring. So geniet dit saam met ons. Baie dankie Retief vir die voorstelling. Dit is baie lekker om deel te wees van die voltydse Beleefspan en ek sien baie uit na die toekoms by Beleef Gemeente en opgewonde vir wat die Here gaan doen. Nou vandag is ons by deel 3 van ons reeks Klein dinge, groot verskil. Week 1 het ons gesels oor jou een woord. En ek hoop as jy saam met ons reis vanaf week 1 dat jy al 'n woord het en 'n skrif wat daarbey pas. Week 2 het ons gesels oor ons gedagtes. Dis nou laasweek. En die feit dat ons lewe beweeg in die rigting van ons grootste gedagtes. En ek wil jou aanmoedig, as jy nog nie die laaste 2 weke se boodskappe geluister het nie, asseblief gaan doen dit. Dit is hier op ons YouTube kanaal beskikbaar. Nou, ek wil net sê, soos ons in hierdie boodskap ingaan, dat ek opreg glo dat wanneer ons kyk na iets wat na 'n klein beginsel lyk, sommige van ons, as ons dit toepas, oor 'n paar jaar gaan terugkyk en 'n groot verskil gaan sien. Ek glo regtig, dis nie net moontlik nie, maar dis 'n werklikheid dat klein dinge 'n groot verskil kan maak. En dit is juis die sleutelgedagte van hierdie reeks. Baie keer kyk ons na wat mense het, wat hulle al bereik het en ons wonder, hoekom het ons dit nog nie bereik nie? Hoekom het ons nog nie hierdie dinge nie? En die antwoord is nie altyd groot dinge nie, maar is dikwels die klein dinge wat niemand sien nie, wat lei tot die groot dinge wat almal graag wil hê. Ek wil dit weer sê. Dis die klein dinge in ons lewens wat niemand agterkom nie, wat 'n groot verskil maak in die dinge wat almal graag wil hê. Nou laasweek is gesels oor ons gedagtes. Hoekom is ons gedagtes so belangrik? Wel, jou gedagtes beïnvloed jou woorde. Jou woorde beïnvloed jou dade word jou gewoontes en jou gewoontes vorm jou toekoms. En dis die klein dinge wat 'n groot impak op ons lewens het. En daarom vandag wil ek met jou gesels oor die krag van ons woorde. In Johannes 1:1 lees ons die volgende. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Toe God die wêreld geskep het, het hy dit gedoen deur te
te spreek met sy woord. Ons woorde het ongelooflike baie krag. En daarom sê Spreuke 18:21 vir ons: die tong het mag oor dood en oor lewe. As jy jou lewe wil verander, begin deur jou woorde te verander. Want klein dinge, soos die woorde wat ons sê, kan 'n groot verskil maak in die manier hoe ons lewe. En Jakobus het lank voor ek dit gesê het, dit al verduidelik. Nou, as jy nie weet wie Jakobus is nie, Jakobus was Jesus se broer. En baie Bybelkenners sê dat Jakobus een van die sterkste bewyse is dat Jesus regtig die seun van God is. Hoekom? Wel, dink vir 'n oomblik daaroor. Wat sou jy moes doen om jou broer te oortuig of jou suster te oortuig dat jy die seun van God is? Dis nog iets om oor te dink. En as Jakobus geglo het dat Jesus die seun van God is, dan sê dit nogal baie. Maar hy sê vir ons in Jakobus 3 vers 3 tot 5 hoe klein dinge 'n groot verskil kan maak wanneer hy skryf. Net as ons stange in hulle bek gesit het, gehoorsaam perde ons en het ons die hele dier onder beheer en 'n klein roertjie maak dat 'n groot skip draai net waarheen die stuurman wil, selfs wanneer sterk winde waai. So is die tong ook iets kleins en tog kry dit groot dinge reg. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. En net so 'n bietjie konteks. In Jakobus 3 waarsku Jakobus teen die gevaar van die tong. Hy wys hoe klein maar magtig die tong is en hoe groot invloed dit het op die mense se lewe. Jakobus wil vandag vir my en jou deur hierdie beeldspraak wys dat ons tong, terwyl hy dalk klein mag wees, groot mag het. Wat eintlik vir my en jou vandag wil sê is, daar is krag in ons woorde. Die krag van lewe en ook dood. Ons woorde bou of op of dit breek af. Hy wil vir ons sê, selfbeheersing oor die tong is 'n bewys van geestelike volwassenheid. Het jy selfbeheersing oor jou tong? En ek wil jou vandag vra om iets saam met my te doen. Ek wil hê jy moet terugdink aan die oomblik toe iemand iets vir jou gesê het wat jou hele dag opgehelder het, ligter gemaak het. Miskien 'n kompliment gegee het. Miskien vir jou gesê het, jy is so groot aanwins vir ons besigheid. Miskien jou aangemoedig het en gesê het, jy kan dit doen. Ek sien die potensiaal in jou. Jy is so goeie besluit wat ons gemaak het. Hoe het jy gevoel? Hoe het daai woorde jou dag beïnvloed? Nou wil ek hê jy moet dink aan 'n oomblik toe iemand dalk woorde gesê het wat jou seer gemaak het. Woorde soos, jy is nie goed genoeg nie. Woorde soos, jy gaan dit nooit maak nie. Jy's 'n fout. Jy's 'n mislukking. Hoe het daai woorde jou laat voel? Dis dalk lank terug. Maar jy onthou dalk nog die presiese dag. Miskien die presiese datum. Want daai woorde het 'n letsel gemaak in jou hart. En jy mag dit dalk al ontgroei het, jy het dalk al volwasse geword. Maar ek wil hê ons moet vandag besef, ons woorde is nie neutraal nie. Hulle bou of op of hulle breek af. En Spreuke 12 vers 18 sê dit vir ons baie duidelik. Daar is mense wat dinge sal sê wat seermaak. 'n Wyse mens se woorde bring eerder genesing. Ek weet nie hoeveel van julle al gevoel het, jou gees is verpletter deur iemand se woorde nie. Maar die realiteit is, dit gebeur met ons almal op 'n stadium. En dis dalk klein onskuldige opmerkings soos, hey, het jy regtig bedoel om jou hare so te doen? En jy dink, ag nee, sy hou nie daarvan nie. Ek het my kredietkaart uitgemax om nog 3 fillers by te sit om by hierdie kleur uit te kom en nou weet ek nie of dit die moeite werd was nie. Of miskien, hey, hoekom is jy nog nie getroud nie? Jy weet jy is al 33. Die klok staan vir niemand stil nie.
En in daai oomblik lag jy miskien, Tannie Sunny, ag, ek wag maar nog vir die regte een, maar hier diep binnekant breek jy. Want niemand sien raak hoe moeilik dit regtig is en hoe lank jy al wag vir die regte lewensmaat nie. Daar is ook doelbewuste, vernietigende woorde. Woorde soos, ek kan jou nie verdra nie. Ek het iemand anders gevind. Ek het jou nooit regtig lief gehad nie. Ek wens jy was nooit gebore nie. Daardie woorde steek soos 'n swaard in ons gees. Maar baie van ons het ook al die mooi kant beleef. Die lewensgewende woorde. Woorde soos ek is trots op jou. Jy's die beste van die beste. Ek sou jou weer vertrou. Jy's die beste besluit wat ek kon maak. Ek is so dankbaar God het jou in my lewe gesit. Nou daardie woorde bou ons op en dit is soos genesing vir ons siel. Hier is die ding. Ons woorde het baie krag. Laasweek het ons gedagtes geaudit, geëvalueer. Onthou julle dit? Vandag wil ek hê ons moet ons woorde evalueer. En ek wil jou vra om dalk nou hierdie video net gou te pause. In die beskrywing van hierdie video is die preeknota. Ek wil jou vra om op jou foon of op jou tablet oop te maak, want daar is 'n lyntjie van 1 tot 10 en jy gaan sien daar staan ander en myself. Ek gee jou gou 'n oomblik om dit te doen voor ons aangaan. Ek wil hê ons moet vandag baie eerlik met onsself wees. Vra jouself. Praat ek meer lewensgewende woorde of vernietigende woorde teenoor ander mense? En dan watter soort woorde praat ek met myself? Is dit lewensgewend of afbreekend? Kom ons begin by ander mense. As jy vandag miskien woorde gebruik as jy met ander mense praat soos jy het nie 'n goeie werk gedoen nie. Hoekom is jou kamer so die mekaar? Ek kan nie meer met jou nie. Jy maak my mal. Ek wens ek het nooit. Merk dan 'n laarnommer by ander. Of miskien sê jy, ek is so trots op jou. Jy is die beste man of vrou waarvoor ek kon vra. Daai aandete was ongelooflik. Ek is so dankbaar vir jou. Ek is so lief vir jou. Dan wil ek hê, jy moet 'n hoornommer merk. Kom aan, doen dit nou. Ek wil hê almal moet dit doen. Hoekom? Want dit is belangrik. Nou kom ons gaan na onsself toe. Praat jy meer lewensgewende woorde of vernietigende woorde met jouself? Dink vir 'n oomblik daaraan. Hoe praat jy daagliks met jouself? Jou innerlike dialoog. Dit wat jy vir jouself in jou kop sê. Miskien sê jy gereeld vir jouself, ek gaan dit opmors. Ek is nie goed genoeg nie. Ek moenie nou hier wees nie. My lewe gaan vir altyd so bly. Vandag gaan moeilik wees, ek is moeg. Niks werk in elk geval ooit vir my uit nie. As jy dit doen, merk 'n laarnommer. Maar as jy vandag sê, God is saam met my. God gaan my seën. Ek is dankbaar vir hierdie dag. Ons gaan hierdie dag goed aanpak. Dan wil ek hê merk 'n hoornommer. Familie, hoekom doen ons hierdie? Want ek wil vandag vir jou wys hoe kragtig ons woorde regtig is. As ons lewe wil verander, moet ons woorde verander. En vandag wil ek stil staan by 2 baie kragtige reëls wat ek glo as ons elkeen toepas op ons lewe, ons meer lewensgewende woorde kan spreek. En die eerste reël is die volgende. As jy nie iets goed het om te sê nie, moet dit liewer glad nie sê nie. Nou, ek weet, dit klink soos iets wat jou ma vir jou sou sê. En weet jy wat? Sy is reg. My ma het baie vir my as 'n kind en nou nog as 'n volwassene gesê, as jy nie iets goed het om te sê nie, my seun, moenie dit sê nie. Hoekom? Want sy het besef dat woorde het krag.
Sy het besef dat die tong kan baie skade bring. So as jy nie iets vriendelik, bemoedigend of opbouend het om te sê nie, bly liewers stil. In Efesiërs 4, vers 29 kom Paulus en hy skryf vir ons: Moenie enige vuil taal gebruik nie. Gebruik eerder die regte, opbouende woorde wat nodig is om die wat luister te bevoordeel. Nou maandag aand by ons Bybelskool het Retief iets gesê, juis oor hierdie teks wat vir my groot was. Die Engelse woord vir vuil taal is corrupt language. En as mens 'n diep eksegese gaan doen, sien mens dat die woord wat vir corrupt gebruik word in die Grieks sapros is. Nou sapros is baie keer gebruik om na vrot vis, vrugte of hout te verwys. 'n Rukkie terug het ek 'n piesang in my kar gelos. En na so 'n dag of 2 kom ek agter maar, my kar stink. En dis nie ek wat so ruik nie, dis die piesang. En dadelik besef ek dat hierdie piesang het vrot geword. En dis presies wat Paulus hier vir ons probeer wys, dat sapros, wat verwys na vrot vrugte of hout, moreel, skandelik, vernietigende spraak na verwys. Dit is ook skinder, vloek, laster. En Paulus speel hierdie vernietigende woorde met lewensgewende woorde af. En hierdie vers reflekteer nie net die transformasie wat die evangelie kan bring in ons harte en ons dade nie, maar ook in ons woorde. En ek dink, as Paulus vandag voor my en jou kon staan en hy het hierdie boodskap gegee, sou hy dalk vir ons 'n vraag gevra het, soos die volgende: My vriend, my vriendin, is jou lewe besig om op te breek of af te breek? Hoe praat jy met ander mense? Hoe praat jy met jouself? Nou, moenie nou daar waar jy op jou rusbank sit, vir jou man of jou vrou so skewe kyk gee nie, want ons almal doen dit. Efesiërs 4 vers 29 is vir ons elkeen. En die kruks van hierdie teks is, as ons nie iets goed het om te sê nie, bly eerder stil. Tel tot 10 of 20 of 100, maar moenie iets sê as jy weet dit gaan skade doen nie. Dis reël 1. Reël 2. As jy iets goeds dink, sê dit en sê dit hardop. Nou hierdie is iets wat ek werklik in my lewe probeer toepas. Of dit nou oor iemand anders, oor God, baie keer oor my eie omstandighede is. Ek wil lewe gee deur dit te spreek. En Spreuke 16 vers 24 sê dit vir my so mooi. Dit sê: Mooi woorde is soos heuning. Dit is goed vir die gees en bevorderlik vir die lewe. Nou let op. Die verse sê nie mooi gedagtes nie. Hy sê mooi woorde. Ek kan 'n goeie gedagte oor jou hê, maar as ek dit nie sê nie, beteken dit nie veel nie. Maar sodra ek dit spreek, het dit die krag om lewe te gee en jou te seën. Nou ek is baie dankbaar vir my ouers. Albei het nog altyd net lewe gespreek oor my en my sussie se drome. En toe my vrou in die prentjie kom, oor my vrou ook. En ek onthou die dag toe ek vir hulle sê dat ek wil graag voltyds in bediening ingaan. Wat ek wil doen is Jesus met mense deel. Was hulle eerste reaksie: My seun, is jy seker? En toe die trane. Albei my ouers kan baie maklik huil. En toe die bemoediging: Gaan doen dit. Gaan leef jou roeping. En ek was bevoorreg in die sin dat ek het in my matriekjaar 'n lewensverandering ontmoeting met Jesus gehad, waar ek geweet het dat al wat ek met my lewe wil doen, is net dit, Jesus met mense deel. Maar baie keer wonder ek, as ek op 18-jarige ouderdom nie lewensgewende woorde en bemoediging van my ouers gekry het nie, hoe sou my lewe gelyk het? As hulle dalk vir my gesê het, jy gaan dit nooit maak nie, word eerder 'n prokureur of 'n dokter, gaan swat eerder iets anders.
hoe sou dit my toekoms geïmpakteer het? Ek wil glo dat ek steeds in die bediening sou opeindig. Al was dit dalk eers bietjie later. Maar ek's dankbaar dat hulle my roeping raak gesien het en daai woorde gespreek het, gesien het, dit lewe gegee het. Nou ek weet jy wat na hierdie luister vandag kan dink, ja, wat het hierdie jong ouetjie nou om my te leer? Maar die realiteit is jy's dalk 'n ouer vandag wat kinders moet grootmaak. Dalk is jy vandag in 'n seisoen waar jy lewe moet spreek oor jou kinders se drome, oor jou kleinkinders se drome. En ek was al in gesprekke gewees met jong mense wat vir my gesê het wat 'n groot impak hulle ouers se woorde op hulle gehad het. Hoe dit hulle baie keer weggevat het van wat hulle wou doen of wat die Here vir hulle beplan het en hoe dit baie keer hulle in so diep gat gelos het. Dit het diep letsels in hulle harte gelos en veroorsaak dat hulle deur hierdie warwel van emosies gaan, verkeerde keuses maak en soms dit amper hulle lewe gekos het. Wat ek vandag vir jou wil sê, is woorde is so kragtig. Dit het die mag oor lewe en dood. So as jy iets goeds dink, sê dit. Stuur daai boodskap. Maak daardie oproep. Sê dit. Skryf die nota neer en gee dit vir jou vrou of jou man. Maar moenie dit vir jouself hou nie. Maak dit 'n reël vandag in jou lewe. Elke keer as jy iets mooi of positief dink, sê dit. Moenie ooit 'n seën terughou van iemand nie. Hoekom mense beroof van iets wat lewe gee? En moenie dit net vir ander mense doen nie. Doen dit ook vir jouself. Want as ek en jy kyk vandag na ons woordaudit, sal baie van ons sien dat ons baie keer baie negatiewe dinge sê oor onsself. Hoekom onsself afbreek? Partykeer moet ons vir onsself breek. Ek weet nie van jou nie, maar ek moet baie keer my eie hart herinner. Here, U sal my die geloof gee vir hierdie situasie. Here, ek glo U hand is op my. Ek glo U is besig om in alle dinge te werk tot my bes wil, omdat ek glo dat U my liefhet en omdat ek glo ek is geroep volgens U doel. Want geliefde, die realiteit is ons lewe in 'n stikkende en gebroke wêreld. Die vyand gaan alles in sy vermoë probeer om ons weg te hou van dit wat God vir ons beplan het. En baie keer wil hy ons laat glo dat ander se woorde oor ons waar is. Dat wanneer mense vir ons sê ons kan dit nie doen nie, ons dit gaan begin glo dat ons dit nie kan doen nie. Wanneer ander mense vir ons sê ons is nie waardig nie, dat ons gaan begin glo ons is nie waardig nie. En daarom moet ons daagliks ons gees stig. Baie keer vir onsself breek. Met God se woord in aanraking kom. En ons eie hart bemoedig met lewegewende woorde. Nie net dat jy dit kan doen nie, maar dat God deur jou kan werk. Ek wil dit vanoggend so stel. As jy dit wil sien, spreek dit. Ek wil dit weer sê. As jy dit wil sien, spreek dit. Nou verstaan my mooi. Ek praat nie hier van die tipe goed soos om vir God te sê, Here, môreoggend as ek wakker word, soek ek die nuwe Land Cruiser Prado in my garage. O, Here, en asseblief 3 miljoen in die bank. Dis nie wat ek sê nie. Wat ek sê is, praat woorde wat ooreenstem met God se waarheid. Here, ek glo U wil my huwelik seën. Here, ek glo deur geloof dat U genesing kan bring. Here, ek glo dat U ons gaan help om uit skuld te kom. As ons dit wil sien, moet ons dit spreek, maar nie net ligtelik nie. Familie met geloof. Ek wil vandag vir jou 'n sin gee. Wat ek glo as jy dit oor tyd in jou lewe toepas, konstant, sonder ophou, jy 'n groot verskil gaan sien in jou lewe. Is jy reg vir hom? As jy jou lewe wil verander, verander jou woorde.
Elke keer as jy iets sê, vra jouself, kan ek nou eerlik sê, en dis hoe ek dit wil hê? Byvoorbeeld, ek is so moeg vir my huwelik. Dis seker op pad na egskeiding, ek is nie meer lus om aan hom te werk nie, en dis hoe ek dit wil hê. Of, ek het so baie skuld, ek gaan nooit ooit voorkom nie, en dis hoe ek dit wil hê. As jy kan ja antwoord, dan bou daai woorde op. As jy dalk vandag nee antwoord, moenie daardie woorde meer gebruik nie. Woorde het krag. Ons moet eerder probeer sê, my huwelik is dalk nie nou goed nie, maar ek gaan my hart aan God oorgee. Ek gaan haar lief hê, hom lief hê, soos wat Christus die kerk lief het. En ek glo dat God gaan genesing bring in my huwelik, want dis hoe ek dit wil hê. Klink dit nie beter nie? Of, ons is dalk nou in skuld, maar ons gaan leer om onder ons vermoë te lewe, en met God se hulp gaan ons nie net getrou ons tiende gee nie, ons gaan ook oorvloedig vrygewig wees. Want dis hoe ek dit wil hê. As jy jou wêreld wil verander, jou lewe wil verander, jou situasie vandag wil verander, verander jou woorde. Ons het in week 1 gefokus op jou een woord. En ek hoop regtig jy het al jou een woord gekry met skrif wat by hom pas. Laasweek 1 gedagte. Hierdie week 1 sin. Een eenvoudige verklaring wat jy oor en oor kan uitskryf. Van julle vra dalk nou, kan my gedagte my sin wees? Natuurlik. Maar dit mag nie net 'n gedagte bly nie. Dit moet 'n sin word. Byvoorbeeld, ek gaan met julle myne deel. My woord is verantwoordelikheid. My gedagte, ek is gemaak om vrug te dra, en dit is gebaseer op Johannes 15 vers 8. So, hier's my een sin. Ek is gemaak om met verantwoordelikheid vrug te dra. Nou kan ek baie eerlik met jou wees. Ek het hierdie sin seker al meer as 100 keer hierdie week vir myself gesê. Want dit roer my in my gees. Ek wil dit nie net vasmaak in my gedagtes nie, maar ook hier in my hart. Ek wil dit met geloof spreek en die verskil in my lewe sien en ervaar. En ek weet nie van jou nie, maar een van my grootste vrese in die lewe is om te stagneer, om dieselfde te bly. Ek wil graag sien dat my lewe beweeg in die rigting wat God vir my beplan het, vir my gesin beplan het, vir my bediening beplan het. As ons nie lewe gaan begin spreek oor ons lewens nie, gaan ons op een plek bly stil staan. So daarom wil ek jou vandag aanmoedig. Ek wil jou vandag hierdie week challenge. Formuleer jou sin. Sê dit daagliks met geloof en besef die krag wat in daardie woorde lê. Familie, as jy jou wêreld wil verander, begin deur jou woorde te verander. Ons sê nie vernietigende goed verander nie. Ons spreek lewe oor ander. Ons sê nie vernietigende goed oor onsself nie. Ons bemoedig onsself in die Here. Wanneer jy iets goed dink, moet dit nie vir jouself hou nie. Sê dit vir iemand. Gebruik jou woorde om anders op te bou. Soos wat Paulus gesê het in Efesiërs 4 vers 29. Moenie enige veldtaal gebruik nie, maar gebruik eerder die regte, opbouende woorde wat nodig is om die wat luister te bevoordeel. So waar is jy vandag? Hoe lyk die woorde wat jy vandag spreek? Het jy vandag nodig om na hierdie boodskap werklik stil te gaan sit voor die Here en om te vra, Here, help my om die woorde te spreek wat lewe gee. Here, vergewe my vir die kere wat ek dalk woorde gesê het, dinge gesê het wat ek nooit dalk kan terugkry nie, wat ander mense seer gemaak het.
Dalk is dit nodig om vandag daai oproep te maak en om verskoning te vra. Maar die Bybel leer ons ook in Romeine 10 vers 9 dat as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, sal jy gered word. Gered waarvan? Gered van 'n leegheid in hierdie lewe. En belangriker, gered van 'n ewige skeiding van God. En vandag is daar mense wat aanlyn kyk, wat dalk hierdie besluit wil maak en moet maak. Vandag te sê, ek het sy genade nodig. Ek het vergifnis nodig, ek het Jesus nodig vandag. Ek wil vandag my lewe oorgee aan hom. En as dit jou gebed vandag is, sê hardop daar waar jy nou is, ek kies Jesus. As jy vandag ja wil sê vir Jesus, wil ons graag saam met jou op pad stap. En ons wil jou vra om vir ons 'n e-pos te stuur na javirjesus@beleef.org.za. Jy hoef nie hierdie lewe alleen aan te pak nie. Hier is 'n geestelike familie wat saam met jou wil en kan reis. Kom ons bid saam. Here, vandag is ons so dankbaar, Here, vir u woord. Here, u wat ons gemaak het om in u beeld te staan. Here, ons besef vandag dat ons woorde het krag. Heilige Gees, kom vandag in ons elkeen se harte en kom help ons. Here, om woorde te spreek wat eerder lewe gee as afbreek. Here, om wanneer ons iets goeds sien, dit te sê, Here, want ons besef dat wanneer ons dit doen, dan bou dit ander mense op, dit stig hulle. Here, kom help ons, om ook ons een sin hierdie week uit te leef. Here, kom ontmoet ons net daar waar ons is. En Here, vandag bid ek, Here, vir die persoon wat hierdie luister. Here, die plan wat u vir hulle lewe het, mag dit tot volle werking kom. Omdat hulle vandag ja sê vir u. Omdat hulle vandag ja sê vir u Gees om in te kom en hulle te lei. Dis my gebed vandag in Jesus se groot en heilige naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike week verder hê. Ons sien jou môreoggend weer hier op hierdie platform van ons daaglikse oordeenking. Gaan in vrede. Die Here is lief vir jou. Amen.